In ons Here, ons slaan ons oë op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons sing saam, broer en suster, die Magnificat van Maria, skrifpruiming 4:1, vers 1 en 2, dit is natuurlik Lukas, hoofstuk 1, vers 46 tot 55. Ek wil die hoogste eer, met blye roemtaal eer, my redder en bewaker, 'n nederige staat, wou hy my nie verlaat, my God en zaligmaker, van nou af sal roem, al sal my zalig noem, want God was my gedagtig, sy wonderwoord aan my, het God bevestig hy, wat heilig is en magtig. Bely asseblief saam met my u geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister, broer en suster, saam na die kosbare woord en wet van die Here uit Eksodus hoofstuk 20 vanaf vers 1. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here, jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, en dan mag jy geen werk doen nie.
nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Broer en suster, nou dat ons geluister het na die wet van die Here, kom ons sing saam Psalm 73, daardie welbekende woorde van Asaf, Psalm 73, vers 9 en vers 10, en daarna gaan ek hier voorgaan in ons voorbiddingsgebed. Sonde smart, toe ek verbitterd in my hart, en eie waarheid diep gewikkel, diep in my niere was geprikkel, was ek voor U God, en al my woorde dwaase sod. Ek was al vir die wysheid skep, net soos 'n domme dier by U. Wat Kom ons, Fred, kom ons wag net so 'n bietjie, kom ons gaan terug na vers 2 toe, so begin, Psalm 73 vers 2, daar, vers 9, ekskuus, dat ons hom net weer probeer, ek dink ons het 'n bietjie vinnig gegaan, kom ons kry net die begin van Psalm 73 vers 9. Hoe voel ek nou my sonde smart, toe ek verbitterd in my hart, en eie waarheid ingewikkel, diep in my niere was geprikkel. Was ek voor U, o wyse God, en al my woorde dwaase sod. Ek was onder alle wysheid skep, net soos 'n domme dier by U. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemele is, U open ons lippe, sodat ons U lof kan besing en U naam kan groot maak. Ons eer U hemelse Vader, U is die God van ons geestelike voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob.
U is die almagtige God. U is die een God wat deur groot skares oor die ganse aarde geëer word. Mense van alle volke en tale aanbid U. U, Here Jahwe, bewys aan ons liefdevolle genade. Hierdie tyd van die jaar roep ons in herinnering die gawe van die Seun wat U aan ons gegee het, as ons enigste redder en verlosser. Laat die Heilige Gees ons vanoggend lei om U woord te hoor. Laat die woord vir ons betekenis en waarde vind in ons daaglikse lewe. Ons wil in hierdie week, as dit U heilige wil is, Kersfees vier, maar ons wil dit nie vier soos die res van die sondige wêreld nie. Ons wil U smeek om ons te lei om Kersfees te vier, soos wat Christene dit moet doen, en nie op 'n heidense manier nie. Laat ons nie skuldig maak aan die sonde van oordadigheid nie, want dan is ons gerig op die wêreldse vreugdes en plesier. Laat ons nie teen U sondig nie. Laat ons hierdie Kersfees daarop gerig wees om 'n hemelse Kersfees te vier. Ons vergeet nie in hierdie gebed van die wêreld wat in nood is nie. Ons sien die mense wat in diep ellende vasgevang is. Baie van hulle het nog nie waarlik die boodskap van Kersfees in hulle harte ontvang nie. Laat dit juis ons as kerk aanvuur om die boodskap van die ware Kersfees na hulle toe uit te leef. Laat hierdie boodskap van vanoggend ons lei om anders te dink en anders te wees as by vorige geleenthede wat ons Kersfees gevier het. Here, ons ewige koning, wat die lewe liefhet en wat die lewe en die nuwe lewe aan ons gegee het, ons eer U in die naam van U geliefde Seun. Amen. Geliefde broer en suster, ons lees saam uit die woord van die Here, Amos hoofstuk 5, en wat 'n boek is Amos, geskryf deur 'n klein boer van Tekoa. Hy kom nie uit 'n vooraanstaande familie van profete of priesters nie, maar hy was 'n doodgewone klein boer wat op sy stukkie grond 'n lewe probeer maak het, en toe deur die Here geroep is met 'n ingrypende boodskap vir sy tyd. Hoor hierdie woord wat ek oor julle as klaaglied aanhef, o huis van Israel, dis die noordelike stamme van Israel. Die jonkvrou van Israel het geval, sy sal nie weer opstaan nie. Neergevel lê sy op haar land, niemand rig haar op nie. Want so sê die Here, die stad wat met 1000 uitgetrek het, hou 100 oor, en die wat met 100 uitgetrek het, hou 10 oor vir die huis van Israel. Want so sê die Here aan die huis van Israel, soek my, dan sal julle lewe. Maar soek Bethel nie en kom nie na Gilgal nie en trek nie deur na Berseba nie, want Gilgal sal gewis in ballingskap gaan en Bethel sal tot niks word nie. Soek die Here en dan sal julle lewe, sodat hy nie teen die huis van Josef uitbreek soos 'n vuur wat verteer, sonder dat iemand dit vir Bethel kan blus nie. Julle wat die reg in wilde als verander en die geregtigheid teen die grond gooi, hy wat die 7 ster en die Orion gemaak het en die duisternis in môrelig verander en die dag tot nag verduister, wat die waters van die see roep en dit uitgiet oor die oppervlakte van die aarde. Here is sy naam. Hy wat verwoesting laat aanblits oor die streke en verwoesting kom oor die vesting. Hulle haat die man wat in die poort die reg handhaaf en hulle het 'n afskuw van hom wat in opregtheid spreek. En daarom, omdat julle die arme man vertrap en hom 'n heffing van koring neem, het julle huise van gekapte klippe gebou, maar julle sal nie daarin woon nie. Julle het pragtige wingerde geplant, maar julle sal die wyn daarvan nie drink nie.
Want ek weet dat julle oortreding menigvuldig en julle sondes geweldig is, julle wat die vyande is van die regverdige, wat omkoopgeld aanneem en die behoeftiges wegstoot in die poorte. Daarom swyg die verstandige in so 'n tyd, want dit is 'n onheilspellende tyd. Soek wat goed is en nie wat sleg is nie, sodat julle kan lewe en die Here, die God van die leerskare, so met julle kan wees soos julle sê. Julle moet haat wat sleg is en lief hê wat goed is en handhaaf die reg in die poort. Miskien sal die Here, die God van die leerskare, hom ontferm oor die oorblyfsel van Josef. Daarom so sê die Here, die God van die leerskare, die Here, op al die pleine weeklaag. En op al die strate sal hulle sê, ag, ag, en hulle sal na die landbouer roep om te treur en te weeklaag na die wat verstaan om treurliedere te sing. Ook sal daar in al julle wingerde weeklaag wees wanneer ek in jou midde deurtrek, sê die Here. Wie die wat na die dag van die Here verlang, wat sal tog die dag van die Here vir julle wees? Dit sal duisternis wees en geen lig nie. Soos wanneer iemand vlug vir 'n leeu, maar 'n beer loop hom raak. Of hy kom in die huis en leun met sy hand teen die muur en 'n slang byt hom. Is die dag van die Here nie duisternis en geen lig nie, ja donkerheid sonder 'n ligstraal. Ek haat, ek versmaad julle feeste en het geen welbehae in julle feestydde nie. Ek hoop daai woorde tref hier. Dis ons tekswoorde. Ek haat, ek versmaad julle feeste en het geen welbehae in julle feestydde nie. Want al bring julle vir my brandoffers saam met julle spysoffers, ek het geen welbehae in nie, en die dankoffer van julle vetgemaakte kalwers sien ek nie met welgevalle aan nie. Verwyder van my die geraas van jou liedere, dan ook weer hierdie woorde, en na die geluid van jou harpe wil ek nie luister nie. Maar laat die reg aanrol soos watergolwe en die geregtigheid soos 'n standhoudende stroom. Het julle aan my slagoffers en spysoffers gebring 40 jaar lank in die woestyn, o huis van Israel, en ook gedra Sakut, julle koning, en Kewan, julle beelde, julle stergod wat julle vir julle gemaak het. Daarom sal ek julle anderkant Damaskus in ballingskap wegvoer, sê die Here, wie se naam God van die leerskare is. Ons het hier al 'n spesiale geleentheid, eintlik 2 gehad, wat ons Kersliedere saam geluister en gesing het en deelgeneem het aan 'n hele musiekprogram. En dit is eintlik baie goed bygewoon deur die gemeente. Dit beteken ons het iets verstaan en iets gesnap van wat Kersfees moet wees, en dit gaan gepaard is met wonderlike mooi musiek en met sang. Nou, die mooiste musiekinstrument by verre is natuurlik die musiekinstrument wat God gemaak het. Dis nie daardie orgel wat daar agter staan nie, wat eintlik 'n samevatting is van 'n klomp musiekinstrumente, dis 'n orgel. Maar die mooiste musiekinstrument, die enigste musiekinstrument wat ons Hemelse Vader geskep het, is natuurlik die stem van die mens. En die stem van die mens, of dan skynbaar het engele ook die vermoë om hulle stemme te laat hoor, en ons weet dit op grond van die Bybel, is natuurlik wat God ook wil hoor in hierdie tyd. Dit is inderdaad 'n feestyd wat God moontlik gemaak het en wat hy vir ons gee. Tog, broer en suster, moet ons ook baie eerlik met mekaar wees oor hierdie feestyd en oor musiek en oor sang. Ons hoor baie musiek in hierdie tyd, en dit is opvallend, dit was eintlik vir my 'n bietjie later hierdie jaar as vorige jare, wat hulle begin het om musiek met die oog op Kersfees te speel op al die radiostasies. En baie van daardie musiek is ongelukkig nie eerbiedig nie, maar is eintlik oneerbiedige musiek. Dit is nie werklik tot die eer van die Here nie, is wat ek daarmee bedoel. Ons moet dus baie mooi leer luister en dink oor hoe ons hierdie feestyd deurbring, ook as dit kom by hierdie punt. En hoe
uiteindelik ook die eer van God deel is van ons Kersfeesvierings. Nou ek gaan so 'n bietjie in hierdie eerste preek 'n veronderstelling maak en dit is ek veronderstel musiek. Die tradisionele musiek wat u van weet, maar ek sal dit weer 'n keer noem vir u. Daar is nie duidelikheid in die Bybel of die engele wat byvoorbeeld opgetree het in Lukas hoofstuk 2 'n sangkoor of 'n spreekkoor was nie. So dit gaan nie net oor musiek nie, die klem val eintlik op die eer van God en hoe ons dit behoort te doen. En nou is dit 'n baie eenvoudige tema, en ek dink ek het dit al so 'n bietjie vir u begin toelig. Moenie die heidenisse manier van Kersfees vier oorneem en dit jou eie maak nie. Is hier iemand in hierdie kerkgebou wat nie 'n stem het nie? Is daar een van julle kinders wat nie 'n stem het nie? Nou soos dat ek almal wat hier sit ken ek u almal en u almal het stemme. Dis die een ding wat ons Hemelse Vader vir ons almal gegee het. Nou hoekom het ons Hemelse Vader dit vir ons gegee? Sodat ons hom daarmee kan eer. Het sy deur te bid, het sy deur iets na te spreek, het sy deur te sing. En dit is soos wat 'n mens ouer word, en ek sien dit by van ons ouer lidmate, en ek verstaan dit. En ons het almal begrip daarvoor, kom die woorde van welbekende liedere nie meer so vinnig nie. En sukkel jy om te sing. Maar dit beteken nie dat jy dit nie dalk ook nog kan naspreek nie. So ons Hemelse Vader het vir ons elkeen 'n unieke stem gegee. Daar is nie twee mense hier wat dieselfde klink nie. Dit is so uniek dat hulle met tegnologie dit deesdae gebruik om jou toegang te gee tot sekere aspekte van jou lewe. Daardie unieke patroon wat jou stem is. Nou moet ons stemme nie stil wees nie, broer en suster. Ons Hemelse Vader wil juist deur die werking van die Heilige Gees verskillende stemme in hierdie gemeente bymekaar bring. En ek weet, jy kan dalk vir my sê, maar kyk, jy het my nog nie gehoor nie. As jy my gehoor het, dan sal jy my nie so gereedelik aanmoedig om saam te sing nie, want ek gaan almal vals aftrek na die verkeerde kant toe. Maar dit is nie die punt nie. God het jou stem gemaak soos wat hy hom gemaak het en soos wat hy wou. En hy bring jou om deel te wees van hierdie spesifieke gemeente, en al gaan dit 'n bietjie hakkerig, en al is dit soms nie vir jou die mees natuurlike dinge nie, voeg jou stem by die stem van die ander, en dit klink uiteindelik vir God wonderlik mooi. Ons moenie stil wees nie. Dit is wat die Here vir ons wil sê in hierdie tyd. Moenie stil wees nie. Dit is belangrik, broer en suster, dat ons ook moet raak sien wat die profeet Amos hier sê. En ek wil vir u sê, dis waar ek hierdie preke ook wil afsluit vanoggend. Dis 'n verskriklike belangrike punt. Dis eintlik waaroor dit gaan. Nou weet ek, julle luister na Amos en dan dink julle, maar die dominee kon hy nie maar net 'n eenvoudiger gedeelte wat direk van toepassing was op Kersfees gekies het nie. Broer en suster, dit kom. In hierdie gedeelte sê Amos vir die volk, julle lewe en julle stemme pas nie by mekaar nie. Dit wat julle doen van maandag in julle werksweek, wat julle gewoonlik doen, pas nie by dat julle gaan staan by die huis van die Here of by die heiligdom. Hulle het nie by die tempel gaan staan, hierdie mense nie. Hy noem hier spesifiek Gilgal en Berseba plekke waar hulle aanbiddingsplekke gehad het. Hy sê, in die week vertrap julle mense. Julle vertrap die armes. Julle gee nie om nie. Julle leefwyse en julle stemme hoort nie by mekaar nie, pas nie meer by mekaar nie. Julle leefwyse het eintlik vreemd geword aan wie julle werklik moet wees. Julle, in moderne taal gesê, lewe nie meer soos Christene nie. So wat help dit dat julle by die heilige plekke by mekaar kom om God te dien en te eer? Want God hoor 'n geweldige wanklank. Hy hoor een geweldige valse noot.
En dis 'n baie belangrike waarheid wat ons in hierdie Kerstyd moet raak sien. Nou hoekom het hierdie mense so 'n valse klank gegee? Hulle het immers na die heiligdomme toe gegaan. Hulle het hulle stemme gebruik, hulle het God daar skynbaar gedien. Wat was dan die probleem? Die probleem was dat hulle het wêrelds geword. Hulle het baie vooruitstrewend aangegaan. Hulle het ryk geword, hulle het pragtige huise gehad wat hulle vir hulle self gebou het van gekapte klip. En die Here sê, julle sal nie in hulle gaan woon nie, want julle verneek mense. Julle het ryk geword op 'n oneerlike manier. Nou wil julle voorgee, julle kan kerk toe gaan, as ons dit in ons tyd se taal kan sê. En julle dink, julle kan my daar eer en julle gaan daarmee wegkom. En die Here kom deur Amos en hy sê vir hulle, julle gaan nie daarmee wegkom nie. Ek kyk dwars deur julle. Daar is 'n wanklank in julle lewe en ek sien dit en ek hoor dit wanneer julle kom om my te dien. Nou gaan ek eers weer terug, broer en suster, na daar waar ek begin het met deel van te word van die wêreld. Hoe word 'n mens deel van die wêreld? Wel, daar's baie maniere waarop jy deel kan word van die wêreld. Ek vind dat in die meeste van ons huise, en ek doen dit ook van tyd tot tyd, sit ek die radio ergens in die agtergrond aan, want ek kom maar uit 'n agtergrond waar ek vir lank in my lewe moes gewerk het met 'n geraas om my. So ek soek maar iets wat daar in die agtergrond speel. Maar het u al gehoor wat oor die radio klink? Het u al mooi geluister na daardie liedere wat vir ons aangebied word? Baie van hulle, wil ek vir u sê, is uit en uit wêreldse liedere, en ek sal net nou een of twee van hulle noem. Ek sal ook een of twee positiefes noem, ook goeies noem. Maar ek het nou vir u die agtergrond van die profeet Amos gegee, en dit was nie vir Amos maklik om die boodskap te bring nie. Op 'n stadium met die mense hom baie uitgedruk en vervolg. Hulle het hom verwyd, hulle het hom kwaadlik geneem, omdat hy hierdie goed gesê het, presies dit wat ek nou vir u sê. Mense hou nie daarvan nie. Mense wil met Kersfees net alles mooi en pragtig hê en dit moet net lekker gaan. Hulle wil nie 'n boodskap hoor dat hulle opgeroep moet word tot berou en bekering nie, en dat daar vir hulle gesê word, besop vir gewoonte godsdiens nie, dis formalisme. Jy doen alles skynbaar reg. Alles lyk goed. Maar op die ou einde van die dag is dit nie opreg nie, want jou hart is nie daarin nie. Dit wat jy in jou lewe doen, lyk anderste as dit wat jy voorgee wat in jou hart is. In jou daaglikse lewe is dinge skeef en krom, jy vloek, jy skel, jy beklei. Jy verneek. Jy's ontrou aan jou huweliksmaat. Amos verwys na al hierdie goed. Jy dien eintlik die afgode. Maar jy gee voor dat alles is goed en reg en mooi. In daardie tyd het hulle by Dan en Berseba, en die plekke word hier genoem, het hulle nie meer werklik die Here gedien nie. Hulle het goue kalwers daar gehad wat Jerobeam nog vir hulle opgerig het, en die gedagte was dat hulle dien God deur die goue kalf. Dat hy sou troon as het ware bokant, hierdie goue kalf. En was daar sang, indrukwekkend blykbaar, indrukwekkende sang, professionele musikante, goeie instrumente, die beste musiek wat jy kan voorstel. Hulle het geld gehad, hulle het geld daarop gespandeer, hulle het mense laat skryf, hulle het gespandeer, geen onkoste was te klein om musiek te hê, om sang te hê, by hierdie plekke by Dan en Berseba nie. En dan kom God en hy sê vir hulle, asseblief bly stil. Hou net op, ek sien nie meer kans vir daardie liedere nie, ek sien nie meer kans vir julle musiek nie, ek wil niks meer met julle feeste te doen hê nie. Het hulle nie meer offers gebring nie? Hulle het offers gebring. Het hulle nie wierook by hulle brandoffers gesit nie? Hulle het dit alles gedoen. Maar die Here sê, dis vals. Julle offers stink. Julle musiek is vals. Ek kan dit nie verdra nie, ek wil dit nie meer hê nie, ek wil dit nie meer hoor nie, ek wil niks daarmee te doen hê nie, want julle harte is eintlik baie ver van my af. Ek wil nie deelneem
aan julle feeste nie. Broer en suster, ek is so bang dat die Here sê dit vir ons, dat hy wil nie meer deelneem aan ons Kersfees nie, of die manier waarop ons Kersfees vier nie. Nou ja, jy weet, nou luister 'n mens maar na die radio, ek kan nou vir u sê watter radiostasies ek alles luister, en dit is redelik uiteenlopend en wyd. Nou Kersfees liedjies deesdae in Afrikaans is lekker luister, liedjies met 'n lekker stewige beat, en die mense se stemtoon is baie keer ook nou nog in 'n mineur, maar een van die onlangste slegstes wat ek gehoor het, en ek so bietjie gaan kyk, die liedjie lyk vir my is omtrent 7 of 8 jaar oud, so dit vat my maar 'n rukkie om by 'n ding uit te kom. So verskoon dit maar miskien ken jy dit, en toe was daar nog ook by my 'n bietjie verwarring geweest, wat ook tipies van my is. En dit is, nou is dit Kersfees, deur Shine Fall. 4 jong vrouens wat sing met engelevlerke. Nou is dit Kersfees, moet dit nie verwar met, dit is Kersfees, wat byvoorbeeld deur baie mense gesing word nie, Lorika Raug en Jan de Wet, dis heeltemal 'n ander lied, dis 'n mooi lied. En as dit eerbiedig gesing word, kan 'n mens daarna luister, maar nou is dit Kersfees, is walglik. Dis swak. Dit is van die swakste Afrikaanse musiek wat jy kan kry. En ek dink hierdie woorde van ons teks is direk daarvan van toepassing daarop. En ek het dit op meer as een radiostasie hierdie week gehoor. Nou is dit Kersfees deur Shine Fall. En ek wil amper nie eens vir u sê, gaan soek dit op en luister vir u self nie. Maar dit is oneerbiedig. Dis 'n tipiese voorbeeld van 'n lied wat ek vir u wil sê, dood eenvoudig, nie die guns van die Here kan wegdra nie. Hoekom het dit so geword? Jy weet, dit is opvallend, die ANC-regering kry die skuld vir alles, en ek is self daaraan skuldig. Alles wat verkeerd is in hierdie land, is Cyril Ramaphosa en die ANC-regering. Die agteruitgang onder mense, hulle godsdienstige agteruitgang, die probleme in die kerk, jy gaan nog hoor, alles het verander in 1994. Nee, broer en suster, die probleem kan in die hart van mense wees. En as ek luister na die profeet Amos, is dit wat hy vir die mense in sy tyd sê. Hy sê, julle harte het verkeerd gegaan. Julle lewe op 'n manier wat nie goed is nie. Julle beoefen nie meer geregtigheid en sosiale geregtigheid nie, maar julle beskuldig die owerheid daarvan dat hulle nie regverdig is nie, dat hulle nie reg optree nie, maar julle is self nie reg in hoe julle optree nie. Julle het die pad begin loop van die wêreld. Kyk net na julle morele lewe. 'n Man en sy seun gaan na dieselfde meisie toe. Hoe bly mense nie byvoorbeeld net deesdae saam nie? Dit is algemeen. Daar is baie min kerke wat nog daarteen praat of daarteen optree. Dus geliefde broer en suster, u kan gaan kyk na Amos hoofstuk 2 vers 4 en Amos hoofstuk 2 vers 7. Dis die voorbeelde wat ek genoem het. Ek soek pille vir Kersfees, vir my gekerfde senuwees. Niks wat 'n tydjie by die see nie kan genees. Ek soek pille vir Kersfees, vir my gekerfde senuwees. Niks wat 'n tydjie by die see nie kan genees. Kinders gaan vir jou sê, heuwels fantasties, baie bekende lied, ook seker van omtrent 5 of 7 jaar gelede. Ek is nie altyd seker oor hierdie lied. Ek soek pille vir Kersfees. Was dit hulle manier om kommentaar te lewer op 'n siek samelewing se manier van Kersfees vier? Spring in die kar, hak die karavaan, jaag af Hartenbos toe, jaag weer na 'n tyd van brassery, oordadigheid jaag jy weer terug, en dan het jy platsak Januarie maand. Dit is hoe baie mense se lewe deesdae verloop. Is dit Kersfees? Is dit hoe die mensdom die geboorte van hulle verlosser behoort te vier? Die klem is die hele tyd op die mens, en wat vir die mens genotvol en lekker is. Kreunende tafels vol kos, glase vol wonderlike drank, oordadigheid, onsedelikheid, werkspartytjies wat dinge opgebeur wat nie moet gebeur nie.
Al hierdie dinge, broer en suster, is dit Kersfees? Pille vir Kersfees? Vir my gekerfde senuwees? 'n lekker tydjie by die see en alles is weer reg. Ek besef ek trap tone raak, broer en suster. Amos het ook. Maar Amos het dit gedoen want hy het omgegee, hy het 'n opdrag gehad, dieselfde as met my. In die stal op Bethlehem is 'n kindjie gebore. Nie in Jerusalem by die vooraanstaande kreunende tafels vol kos nie. In die stal in Bethlehem, eenvoudige ouers, mense wat met hulle hande werk, is die redder van die wêreld en die verlosser gebore, so het ons hemelse Vader dit beskik. Nie pille vir Kersfees vir my gekerfde senuwees nie. Rus en vrede, harmonie. En daar was moontlik musiek, moontlik 'n spreekkoor. Dit was eerbiedig en God erend. Dit is Kersfees. Amen. Kom ons sing saam. Ons sing saam Skrifberuiming 4:4, vers 4 en vers 5. Hy die Heer in Christus lê, dis die teken van die kind, rustig in die voorkrib neer, en in doeke toegebind, toe klink 'n lofsang daar, van 'n ganse engelskaar, Heer aan God die hoogste Heer, ruis dit uit 'n stem beseer, vrede op aarde, vrede weer, en die donker nag ruis mee, welbehae eindeloos groot, en die mens Gods guns genoot. Ek lees vir u verder, broer en suster. Lukas hoofstuk 2 vanaf vers 1 tot 20. En in daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Die eerste inskrywing het plaasgevind toe Sirenius gouverneur van Sirië was. En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. En Josef het ook opgegaan na Galilea, uit die stad Nasaret na Judea, na die stad van Dawid wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis van en die geslag van Dawid was, om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. Terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar, en sy het haar eersgebore seun gebaar en hom toegedraai in die doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. En daar was herders in dieselfde landstreek wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En meteen staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn, en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker, wat Christus die Here is. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krib lê. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van die hemelse leerskare wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense 'n welbehae. En toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê die herders vir mekaar, laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het.
En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krib lê. En toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van die kindjie vertel is. En almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat deur die herders aan hulle vertel is. Maar Maria het al hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink. En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is. Nou lees ek hiermee saam, broer en suster, parallelle gebeure uit die boek Openbaring. En die lam van God is hier dan ons Here Jesus Christus. En ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit, 'n boek gesien, van binne en van buite beskrywe met 7 seels goed verseël. En ek het die sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep: Wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek? En niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. En ek het baie geween omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees wat daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my: Moenie ween nie, kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. En ek het gesien en kyk, in die middel van die troon en die 4 lewende wesens, en in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is, met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met sieters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want u is geslag en het ons vir God met die bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie. En het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Toe sien ek en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge, en hulle getal was 10.000 van 10.000 en duisende van duisende, en elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, kyk hierdie massakoor. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. En die 4 lewende wesens het gesê amen, en die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid wat lewe tot in ewigheid. So daardie koor, het u dit raak gesien? Het u dit raak gesien? Daardie koor in Lukas hoofstuk 2, wat die herders hoor, is nie noodwendig 'n sangkoor gewees nie. Daar staan uitdruklik en sê. Het u dit raak gesien? So dit kon net sowel 'n spreekkoor gewees het. Om God te eer en te prys is nie noodwendig dat jy sing nie. Kon 'n spreekkoor gewees het. Nou 'n spreekkoor was vroeër jare in Suid-Afrika baie meer bekend, en wat is 'n spreekkoor? Ag, ek moet dit dalk maar een keer hier ook doen. Jy kry byvoorbeeld mense bymekaar en julle leer 'n bepaalde gedeelte wat julle saam as dit ware opsê. Amper soos 'n gedig wat 'n mens opsê. So 'n spreekkoor moet uit die aard van die saak ook oefen, maar dit is nie so moeilik soos byvoorbeeld om saam te sing nie. En dit is iets wat 'n bietjie in onbruik geraak het in Suid-Afrika, en ons kan dit baie meer gebruik, want ons almal is nou nie ewe musikaal nie. En tog het ons die verantwoordelikheid om die Here te loof en in die Here te jubel. En jy kan dit ook doen deur 'n spreekkoor.
Ons moet as Christene Kersfees vier tot eer van God, onder andere deur te spreek of te sing tot sy eer. So ek het dit nou verander, die gedagte net van deur te sing, deur te spreek of te sing tot sy eer. So hierdie tema is omtrent die teendeel van die tema wat ons gehad het in Amos, toe ons gesê het, ons moet nie die heidene navolg in hulle manier van Kersfees vier nie. So hoe lyk jou voorbereidings vir Kersdag, donderdag? Wat is op die agenda? Ek dink meeste van julle hoop ek gaan kerk toe kom, en nadat julle hier by die kerk was, wat gaan julle dan doen? Is ons dan by daardie kreunende tafel vol kos en iets om te drink, en dan daarna omtrent die middag gaan almal slaap? Hoe gaan dit verloop? Wat gaan julle doen? Hoe behoort dit te verloop? En ons het ongelukkig in Suid-Afrika, lyk vir my, het daar nie baie tradisies gevestig geraak rondom Kersfees nie, hoe 'n mens dit behoort te doen nie. En hier glo ek dat veral die spreekkoor kan wonderlik wees en kan effektief wees, en 'n mens kan dit gebruik. Jy kan dit insluit by jou dagse vieringe, maar dan moet jy dit beplan. 'n Spreekkoor se voordeel is dat jy praat stadig, jy hoor die woorde baie duidelik, want dit word nie gesing nie. En daar's nog 'n rede waarom ek dink dit was eerder 'n spreekkoor. Die boodskap wat die herders moes hoor om oor te dra, was so groot en oorweldigend daardie skare, dat waarskynlik sou God die beperktheid van mense besef het, en daarom sou hy dalk eerder van 'n spreekkoor gebruik gemaak het, wat hulle woorde mooi baie duidelik kon gevorm het. En dit was nog steeds net so indrukwekkend, soos as wat hulle dit sou gesing het. So, oorweeg dit 'n bietjie. Of u nie so iets saam kan doen nie. Jy kry 'n gepaste gedeelte, het sy 'n teksvers, of 'n psalm, of 'n skrifberuiming, en jy druk dit vir almal uit, en jy deel dit uit, of sit dit by almal saam. 1 of 2 geleenthede voor die ete, na die einde van die ete, voor die volgende gereg, doen 'n mens dit saam. En almal begin daaraan deel te neem. Die belangrike is nie, dat ons was daarom baie mooi gelyk met hierdie een nie. Ons het eintlik goed geklink nie. Nee, die belangrike is, dat dit moet wees tot die eer van God. Want dit is deurgaans die boodskap van Kersfees. Kersfees se boodskap is, dit moet wees tot die eer van God. Hierdie dinge wat gebeur, is tot die eer van God. Nie tot die eer van die mens nie, met die klem op die mens nie. So wat kan 'n mens nog deel maak van daardie geleentheid op Kersdag? Wel, die pa behoort die Bybel te vat. En hy behoort gepaste gedeeltes, miskien Lukas hoofstuk 2 uit die Bybel te lees, vir die hele gesin, en almal moet rustig raak. En as hulle saam gelees het uit die Bybel, miskien kan die kinders selfs volg in hulle Bybels. As die pa vir almal saam gelees het uit die Bybel, en voorgegaan het in 'n gebed, dan kan hy vir die kinders, tipies soos wat 'n Joodse pa altyd gedoen het, vir die kinders vra, wat het julle gehoor? Of wat ons voorouers altyd gedoen het. Wat het julle kinders gehoor? En dan herhaal ons en ons verkondig die evangelie ook aan mekaar. Nou weer terug by daardie spreekkoor. Ma moet altyd in die kombuis wees met die skaapbout besig. Miskien is daar iets anderste wat ma ook kan doen. En dit is juis om almal voor te gaan en te help met die spreekkoor. Dit is haar inisiatief. En so vestige mense 'n nuwe tradisie rondom Kersfees ook in jou eie huisgesin. Ek wil jy net daaraan herinner. Dit gaan nie oor die geskenke nie. En wees baie versigtig vir die geskenke, want die oomblik as die kinders die geskenke oopgemaak het, dan wil hulle nie meer stil sit en luister na pa wat uit die Bybel uit lees nie. En dan wil hulle nie deelneem aan die spreekkoor nie.
So u moet dink hoe u die geskenke gaan inkorporeer. Gewoonlik gee die meeste mense by wie dit tradisie is om geskenke te gee, dit eerder op ou Kersfees. En dan kan 'n mens hierdie aspekte rondom Kersfees dan spesifiek hou vir daardie ete wat 'n mens met mekaar as familie saam is. Ek weet ons as gereformeerdes is nie voorstanders van kore nie, juis omdat die gemeente moet spreek. Onthou jy waar die preke begin het? Onthou jy, ek het begin by jou stem wat uniek is, jou stem wat die Hemelse Vader vir jou gegee het. Onthou jy dit? Ek weet jy onthou dit. Ek herinner jy net daaraan. So, dit is nie dat ons teen massakore is nie. Dit is eerder dat elkeen se stem gehoor moet word. En ook wanneer ons op Kersdag by mekaar kom, het ek nou vir u baie praktiese leiding gegee. Gaan kyk 'n bietjie na die deel wat ons saam gelees het uit Lukas 2. Vers 13 sê, hulle het God geprys. Niks van die kommersiële Kersfees nie, nê. Van goed wat jy moet koop, wat jy moet hê, wat ons baie geld op spandeer om vir mekaar te gee. Wat het geword van geskenke wat ons vir mekaar gee, wat ons self gemaak het? Nie duur en indrukwekkende geskenke om goed te kry wat jy dink jy nodig het nie. En baie mense word letterlik kwaad as hulle nie gekry het wat hulle wou gehad het nie. Hulle verwyd, byvoorbeeld hulle huweliksmaat. Die geskenk is nie duur genoeg nie. Die geskenk is nie indrukwekkend genoeg nie. Dan is die klem mos heeltemal op die verkeerde plek en het jy wêrelds geword in die manier waarop jy Kersfees vier. Baie sentraal in die woorde wat daardie aand gehoor is met die geboorte van ons Here Jesus is die woorde eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense 'n welbehae. Die woord eer is 'n woord wat by die hemel pas. Dis 'n woord wat by God hoort. Die woord eer, soos wat hy hier gebruik word, beteken in die oorspronklike taal heerlikheid, helder, grootheid, lof en eer. En dit word deur die apostel Paulus op so 'n manier gebruik, dat dit letterlik op 'n plek, dis presies dieselfde woord, hemel beteken. Hy sê byvoorbeeld vir Timoteus, in 1 Timoteus hoofstuk 3 vers 16, en hy praat hier van die Here Jesus, is opgeneem in heerlikheid, en dan is dit hier die woord. Waarna toe is hy opgeneem? Na die hemele toe. Die hemele der hemele, so die woord eer beteken hier hemele, God, dis aan hom verbind. Gee aan hom die eer vir wat jy hier beleef. Wat is die boodskap? In een woord, in daardie pragtige woorde van die engele, is vrede. Vrede op aarde. Nie meer vyandskap nie, nie meer twis nie, nie meer ongelukkigheid nie, nie meer vrees vir God nie, maar vrede. En ek weet, ons het almal vrede nodig, ons begeer dit. Vir wie? In die mense 'n welbehae. En hier is 'n kleitrappery aan die gang, van 'n ander aard. In die mense 'n welbehae. Vrede vir die mense wat die vrede reeds het. Wat goeie mense is, goedwillende mense, mense wat goeie dinge wil hê, vrede vir hulle. Dis remonstrans. Dis tipies die boodskap wat jy deesdae hoor, die goeie mense. Waar is die goeie mense? Broer en suster. Dit is nie hierdie mens wat voor jou staan, hierdie mens wat voor jou staan, is 'n diep sondaar. Dis 'n gebroke mens. Dis 'n mens wat baie foute maak. So dan is ek uitgesluit. Ek is nie altyd besig om die goeie te wil nie, om die goeie te soek nie. So dit kan nie dit wees nie. En dan het baie mense gesê, vrede in die mense 'n welbehae beteken die mense wat uitverkies is. Die mense in wie God 'n welbehae het. Dis ook verkeerd. As jy gedink het, as jy dit al gehoor het. Dis verkeerd. Weet jy wie sê dis verkeerd? Calvin sê dis verkeerd. Calvin. Jy weet wie is Calvin? Die hervormer waarop die gereformeerde geloof geskoei is. En ek weet, ek het self hierdie verklaring al gehoor.
Dit spreek van die uitverkiesing. Dit spreek nie van die uitverkiesing nie. Calvin sê spesifiek, hierdie teks spreek nie van die uitverkiesing nie. Ander dele van die Bybel spreek wel baie duidelik oor die uitverkiesing. Nie hierdie teks nie, nie hierdie woorde nie. Calvin is reg. 100% reg. So wat beteken dit? Dit beteken vrede vir die mense wat God verlos. Vrede vir die mense wat God red. Vir wie hy na die wêreld toe gekom het. Daardie mense van wie hy sê ook uiteindelik in Johannes 3 vers 16, dat God die wêreld so lief gehad het, dat hy sy seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die vrede is daar, maar die vrede, en nou gebruik ek 'n ander woord wat ons belydenis om dit duidelik te maak. 'n Ander woord wat ons belydenis gebruik en wat min gehoor word in gereformeerde prediking. Jy kan maar gaan kyk na die Nederlandse geloofsbelydenis. Die vrede moet aangeneem word. God sê die vrede is hier, maar die vrede moet geneem word. Jy moet dit deel maak van jou lewe. Dit is 'n gereformeerde woord, die woord aanneem. Ons het toegelaat dat die charismatiese teologie dit van ons wegneem, dit oorneem. Dat ons nie meer sien dat God gee die vrede, maar die vrede neem ons in die krag van sy Heilige Gees ook aan en maak dit deel van ons lewe. Dit was vir my baie opvallend en treffend hoe dat Amos sê, laat die reg aanrol soos watergolwe oor die aarde stroom. Ek kyk so in die week na 'n videoetjie van geweldige stortreën in Delmas. Toe dink ek aan hierdie teks waarmee ek besig is. Die geregtigheid wat moet aanstroom en oorstroom en stroom deur ons lewe. Dit wat Christus is, dit broer en suster, word ek deur die werking van die Heilige Gees. Mag die geregtigheid van God, die opstaan vir die waarheid, die sê van dit wat reg en verkeerd is, mag dit in u lewe wees, dat u waarlik kan Kersfees vier soos wat dit moet. Dat u ook u stem kan voeg by daardie groter massakoor waarvan ons lees in Openbaring hoofstuk 5. Het jy gesien hoe groot koor is dit? Dis 'n hemelse koor, dit is alles wat asem het op hierdie aarde. Daar is by ons 'n lewende verwagting, want ons lewe in die reeds en die nog nie. Christus het nou een keer gekom, Christus kom weer. Ek smag daarna, ek verlang daarna. En wat sê hierdie groter koor waarvan ek en jy kan deel wees? Die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en die rykdom en die wysheid en die sterkte en die eer en die heerlikheid en die lof. Dit is eer. Die klem is nie op die mens nie. Ek lees dit weer, Openbaring 5 vers 2. Die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Gaan jy nou begin om op hierdie manier Kersfees te vier met die klem op die regte plek? Dat jy ook kan deel wees van hierdie groot massale koor tot eer van God? Gaan jy reeds daarmee hier op aarde begin? Of gaan jy weer Kersfees vier soos maar altyd? Op die ou manier? Of is jy man genoeg en vrou genoeg om die veranderinge te maak wat jy moet maak? En dit begin by hierdie vrede wat God vir ons gee. Dit is daar. Maar dit moet aangeneem word. Daar moet 'n harmonie wees, en onthou wat het ek vir julle net nou gesê, is die belangrike van Amos se boodskap. Jou lewe en jou stem moet een wees. Jou lewe kan nie 'n valse noot gee, en dan dink jy jou stem gaan 'n helder klank gee nie. En jou lewe gaan 'n valse noot gee as jy die vrede nie aanneem nie. As jy net van die vrede hoor, as jy net oor die vrede praat. Elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom die lof toe en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Goeie woorde vir 'n spreekkoor. Tot in alle ewigheid. Kom ons vier op hierdie manier Kersfees.
Kom ons bid saam. Amen. Ons Vader wat in die hemele is, U wat in volmaakte hemelse heerlikheid leef en bestaan, U is ook ons koning, ons skuld, ons helper en ons redder. U is magtig en ewig. Ons wil vir U dankie sê dat U vanoggend weer met ons gepraat het oor Kersfees en oor die belangrikheid daarvan. Dankie dat U ook duidelik vir ons gesê het hoe ons Kersfees kan vier. Baie van ons het dit nie vir die eerste keer gehoor nie. Ons erken dat ons ook al voorheen dit gehoor het, maar dat ons miskien toe nie geluister het nie of toe nie die moed gehad het om dit toe te pas nie. Ons bely daarom teenoor U dat ons soms sondig en hardhorend kan wees. Verander ons harte deur die werking van die Heilige Gees, sodat ons bereid sal wees om ons Kersvieringe aan te pas, soos wat U nou met ons daaroor gepraat het. Maar bo alles wil ons bid en vra dat U ons lewens sal verander, sodat ons lewens sal pas by die woorde waarmee ons U probeer eer. Ons wil nie soos die mense en die profeet Amos se tyd wees nie. Hemelse Vader, ons weet dat ons nie beter is as hulle nie. Ons is net so geneig om te sondig. Ons wil nie dieselfde sonde herhaal nie. Ons wil nie hê dat ons Kersfees moet vir U 'n wanklank wees, dat U vir ons ook moet sê dat ons liewer moet stil bly en dat U niks met ons fees te doen wil hê nie. Ons begeer werklik om anders te wees. Vader, U is die rots van ons lewe. U het ons nog altyd verhoor en U het ons nog altyd gehelp. Verhoor ons in Christus se naam ter wille van U eer en van U hemelse heerlikheid. Amen. Liefde broer en suster, daar is nou geleentheid vir die kollekte. Ons sluit af, broer en suster, met skrifberuiming 4:7, vers 1 en vers 2. Neem nou, my Heer, ek knegt, na U belofte weg, en laat hom gaan in vrede.
verwag. Gesien het op sy bede, hulle het opgegaan, 'n helder strale baan, skiet deur die donker wolke, dit is Immanuel, die vors van Israel, die lig van alle volke. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.